Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na die wetenskaplike metode, 'n baie belangrike proses wat wetenskaplikes gebruik om eksperimente te doen en antwoorde te kry op vrae oor die wêreld rondom ons. Ten einde van hierdie video gaan jy verstaan wat die wetenskaplike metode is, die terminologie ken en weet hoe om elke stap van 'n wetenskaplike ondersoek te doen. Kom ons begin. Die wetenskaplike metode is 'n stap-vir-stap proses wat wetenskaplikes gebruik om probleme te ondersoek en oplossings te vind. Dit help ons om probleme op te los, eksperimente uit te voer en betroubare gevolgtrekkings te maak. Met ander woorde, dit help ons om seker te maak dat ons resultate akkuraat en betroubaar is. Voordat ons na die stappe kyk, moet ons eers 'n paar belangrike terme verstaan. Jou onafhanklike veranderlike is die ding wat verander word tydens die eksperiment. Jou afhanklike veranderlike is die ding wat gemeet of waargeneem word. Jou konstantes is alles wat dieselfde gehou word sodat die eksperiment regverdig bly. Onthou, konstantes en apparaat is nie dieselfde ding. Die stappe wat ons gaan bespreek is doel, ondersoekende vraag, hipotese, apparaat, metode, waarnemings en gevolgtrekkings. Kom ons kyk na elke stap in detail. Die eerste stap is die doel. Hier gebruik jy jou sintuie om iets in die wêreld rondom jou waar te neem en 'n probleem of verskynsel te identifiseer. Jou doel is basies wat jy wil ondersoek. In hierdie voorbeeld wil ons bepaal of groenplante glikose vervaardig tydens fotosintese wanneer hulle aan sonlig blootgestel word. Nou moet ons 'n vraag formuleer. Die hoe, wat, waar, hoekom van die eksperiment. Die ondersoekende vraag moet albei veranderlikes bevat en met 'n vraagteken eindig. Ons voorbeeldvraag is: sal groenplante glikose vervaardig tydens fotosintese wanneer dit aan sonlig blootgestel word? Dit is 'n goeie wetenskaplike vraag omdat dit toetsbaar is. Die hipotese is jou voorspelling oor wat jy dink gaan gebeur. Dit is nie noodwendig reg nie, dis jou wetenskaplike voorspelling, jou eie opinie, maar moet ook albei jou veranderlikes bevat. 'n Hipotese word dikwels geskryf as en dan. Byvoorbeeld, as groenplante aan sonlig blootgestel word, dan sal daar glikose vervaardig word. Nou maak ons 'n lys van al die toerusting en chemikalieë wat gebruik gaan word. In hierdie eksperiment gebruik ons onder andere 'n malvaplant, 'n donkerkas, jodiumoplossing, proefbuise, etanol en 'n dripper. Die apparaat word gewoonlik vooraf gegee in 'n praktiese ondersoek. Die metode is die stap-vir-stap instruksies van hoe die eksperiment uitgevoer gaan word. Dit is baie belangrik dat die metode duidelik geskryf word sodat ander wetenskaplikes die eksperiment kan herhaal. In hierdie voorbeeld het ons albei plante word eers in 'n donker kas geplaas, daarna word een plant aan sonlig blootgestel en dan word die blare getoets vir glikose. Tydens die eksperiment teken ons alles aan wat ons sien gebeur. Waarnemings kan in tabelle, grafieke, diagramme of metings aangeteken word. In hierdie voorbeeld, die kontroleplant se jodiumoplossing bly geel-bruin, maar die plant wat sonlig gekry het, verander na blou-pers. Dit wys dat daar glikose teenwoordig is. Laaste kom ons by die gevolgtrekking. Hier som ons die resultate op, antwoord ons die ondersoekende vraag en bepaal ons of die hipotese korrek was. In hierdie eksperiment het die jodiumoplossing van kleur verander in die plant wat sonlig ontvang het. Dis kan ons aflei dat groenplante glikose vervaardig tydens fotosintese. Ons hipotese was dus korrek. Die wetenskaplike metode is belangrik omdat dit ons help akkurate resultate kry, probleme sistematies op te los, nuwe ontdekkings te maak en bewysgebaseerde besluite te neem.
Dankie dat julle saam gekyk het. As hierdie video jou gehelp het, gee gerus 'n like, subscribe vir meer wetenskapvideo's en laat weet in die kommentaar waarmee jy volgende hulp nodig het. Sien julle in die volgende video.